Daar's 'n basiese grondlading. Aan die regterkant is dit die onttrekkingssyfers van Lucerne per ton gehooi. En jy sien, fosfate neem hy amper 3 kg per ton wat jy wegvat. Jou kaliums is woes, is 22. En aan die kalsiums is amper 14. En dis maar soos hy afgaan. En dit impliseer, as jy 'n bemesting van Lucerne wil doen, jy kan jou fosfate eenmal 'n jaar gooi, of 2 keer 'n jaar, in 'n 50-50 basis, verstaan? Jy strooi dit bo aan die grond uit in die vorm van superfosfaat, nie MAP nie. As ek MAP gooi, dan bemest ek stikstof. Maar op daai punt, want dit is so tempting om te gaan agter so min stikstof. Want dis gewoonlik hier in nasie, ek het nou sien maar 'n bietjie oor van 'n ander ek verstaan, dis 'n gegewe besluit in die boerdery konteks, dit gebeur. Maar jy kom terug na die grasindringe. En die eksterne stikstofbron het 'n indiserende effek van Lucerne, van gras. As ek my initiële kunsmis met 'n 2-3-4 bemes, dis ook taboe. Ja. Verkieslik nie. Maar chop nie nou nie, ek chop eers jaar 2-3. Onthou, ek wil my rhizobium omvang. Ek ent my Lucerne eenmal. Ja, want ek staart verkeerd. Ja, ek ent my Lucerne eenmal. As jy 'n rhizobium probleem het, en is dit in jou geval, is dit ou Lucerne, dan sal ek 'n dubbele enting doen. En hom dan plant. Daar is middele, jy moet praat, waar jy 'n versterking gee vir daai tipe van doel in die begin van die seisoen, omdat jy 'n probleem het. Maar jy kry dit nie, dis soos 'n boepenskalf. As ek die boepenskalf nie reg groot gemaak het, en hy's reg gespeen nie, word daai boepenskalf nie werklik 'n bees nie. Dit gaan beter met hom gaan, maar hy gaan nie 'n bees word, soos jy van 'n bees hou. So ons bly weg van stikstof af. Verkieslik. Die argument gaan heeltyd in, ek het 'n opbrengsverbetering op eksterne stikstof, maar ek het 'n negatief op my rhizobium. Want as ek eksterne stikstof onderdruk ek daai rhizobium, en jy het pertinent gesê, by jou is daar nie amper sulke goeters. So daar's 'n inherente stikstofvlak in jou gronde. Of daar's 'n ander nadraai effek in vorm van enige oordrag van chemiese behandeling in terme van onkruiddoders of wat ook al, wat ook 'n effek kan hê. Wat dit is, kan ek jou sê nie. Hierso sê ek, ja, die plantestand of die staai is 25 tot 30 kg per hektaar, en die staat net voor jy plant, daar wys ek na braakland 'n dubbele enting 2 maal. 'n Land moet ferm onkruidvry en glad wees om te vestig. Jy besproei die land eers, laat hy veldkapasiteit het, en laat jy hom afdroog, laat jy nie, as jy loop, dat jy nie grond optel nie, maar dan rol jy hom voor jy plant. En as jy klaar gerol het, dan rol jy hom weer, maar rol hom verkieslik kruis en dwars 2 maal. Jy kan nie te veel, jy kan 4 keer ook rol, maar dit kos geld en so aan. En jy sal sien, daar waar jou trekker getrap het, daar kom hulle op hulle beste op. So is dit nie, as dit 'n klein stukkie is, en jy het 'n groterige trekker, dit vat 'n bietjie langer, maar trap met die trekker teen mekaar en weer oor mekaar. Jy het altyd 'n beter opbrengs, ontkieming en opkom. Hierso sê ek die gemiddelde opkoms van Lucerne saad is 70% in die eerste jaar, 70% op 'n gemiddelde basis. Jy het die kieming van Lucerne wat jy nou op die etiket kry van 85%, en give and take, daar's altyd iets wat terugkom, ek sê 70% ontkiem. In die eerste jaar gaan daar weer 70% van daai saailinge af. So jy eindig op die ou einde, as ek soveel 1000 saadjies geplant het, is daar eventueel na einde van die jaar 2 het ek 20% van die stand wat daar is. En almal vra vir jou, wanneer plant jy Lucerne oor? Ek op 'n rolweg hierso van 90 na 'n moontlike 100 plante per vierkante meter. As dit laer is, dit dan sê jy nee, dan moet ek gegaan.
En baie ouens, ek gee nie 'n plan nie, ek sê dit was gebeur in die praktyk. Jy kry cowboys in die boerdery, net soos jy almal weet. Ek het boere wat dan sê sy lucerne staan al 15 jaar. Vra ek hoe die hel kry jy dit reg? Sê nee, ek spuit paraquat. Kry my so. Haal ek die gras uit, dan kom hulle weer. So ons doen dit verkeerd. Nee. Ek nie sê jy doen dit verkeerd nie. Hy sê vir my, ek het vir hom gesê hy het nie gras in sy land, dus sê ek is onmoontlik. Sê ek nou, sê vir my wat jy doen. Nee plan. Maar hulle doen dit. In die plandiepte van lucerne sê jy sien is basies bo op die grond. As hy gaan opkom hier 15-20 mm diep, maar dis onegalige omkom. So jy begin kokkai van die begin af. Bemesting is aan die hand van 'n grondontleding. Ek sê daar bemesting van, nou praat ons van lucerne, eenmal 'n jaar aan die hand van wat ek afgehaal het die vorige seisoen. Want wat se norm het jy op 'n jaar se snysel, hoeveel het ek geproduseer? 18 ton, 20 ton. Aan die hand van 20 ton om 'n maklike som, is dit 3 kg fosfaat per hektaar, per ton geproduseer. Met ander woorde, dit beteken per hektaar as ek 20 ton geproduseer het, is dit 60 kg fosfaat. Nou as dit superfosfaat en dan praat ons van 600 kg. Is daar 'n effek met as jy jou kunsmis in 'n te hoë konsentrasie gee, ewen jou fosfate, laat hy ook negatief op jou rhizobiums, sal dit beter wees om hom dalk in 3 sarsies te versprei? Dit gaan beter wees en dan gaan dit beter beskikbaar kan kry. Ek weet nie of hy negatief is nie, want fosfaat is nie negatief. Dit gaan wat jy ek glo nie op ek weet nie op die rhizobiums nie, maar ek weet op saad. Jy kan fosfaat, superfosfaat, jy kan saad, lucerne saad, grassaad kan jy meng met superfosfaat om dit te plant, om jou verspreiding makliker te maak, want dit is klein hoeveelhede jy doen om die ding gekalibreer te kry, kan 'n probleem wees. Maar jy kan nie 'n stikstofmengsel vat om dit te doen nie, want stikstof brand saad. En dan daar is in die praktyk die bemesting van kalium, die ideaal, is 'n sakkie kaliumsulfaat met 50 kg per hektaar per ton geproduseer. Met ander woorde, as ek 2 ton gesny het, dan het ek 2 sakkies wat ek moet strooi. Maar die kostefaktor tussen KCl en kaliumsulfaat, ek dink kaliumsulfaat is amper, dit is 2,5 maal dit wat kaliumkloried is. Maar dis ook iets wat as jy Hopetown se kant toe gaan, kan jy maar meer kaliumkloried gebruik, omdat hulle waterkwaliteit beter is as ons in. Maar teen die tyd, ek weet nie hoe die Vaalrivier is hy hele. Okay, nou vergeet die waterkwaliteit. Ons kom terug na die rhizobium toe. Nog steeds 'n probleem. Kloor gaan hom ook affekteer, want hy steriliseer. So dis my nie moeite werd om die premie te betaal. Ja, jy moet kyk daarna. Al bemes jy nie elke keer nie, as jy bemes nie, want ek kan reguit hierso vra, ek weet nie van een nou wat daai vlakke bemes nie. Is ek reg of verkeerd? Daar is die onttrekkingssyfers, verstaan jy? Dis die ideale in Ethiopië. Niemand kom by daai vlakke uit nie,